So wat ons met mekaar deel, en miskien terwyl ons die 4 versies lees, kan jy die klip vashou. En sê, Here, maar ek ervaar as 'n koudheid terwyl ek wag, want dit is hard die omstandighede waarin ek wag. En dit is wat Jesus vir hulle gesê het dan in vers 4, dat hulle moet terug gaan Jerusalem toe en daar wag. En dan gaan ons net so 'n bietjie stil raak oor dit wat in Jerusalem dan plaasgevind het gedurende daardie tyd. Ons lees dan Handelinge 1 van vers 4 tot 8 en so met die Bybels oop voor ons. Kom ons raak net stil. Hemelse Vader, dankie dat ons dan vanaand kan verder gaan om te wag. Dankie dat ons nie hoef te wag vir u teenwoordigheid nie. U is reeds hier saam met ons, Here. Baie dankie vir u teenwoordigheid en dan dat ons vanaand kan sing en kan saam kuier, ook kan Bybel lees en kan leer vanuit die woord. Dankie Here dat die woord ons opgewonde maak, dat dit ons energiebron is, ons bron van energie, dat ons verkoop hier kan uitgaan, Here. Al moet ons gaan wag in 'n koue Jerusalem, ons eie Jerusalem, wat nie dalk ideaal is nie, Here, maar dat ons getrou sal wees en in gehoorsaamheid sal wag. En Here, dit is dan ook ons tema vanaand, wag in gehoorsaamheid, want u het aan die disippels 'n opdrag gegee en hulle was gehoorsaam gewees. Here, u gee vir ons ook opdragte. Mag ons ook aan u wil gehoorsaam wees. Amen. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel. 'n Bevel is aan hulle gegee. Moenie van Jerusalem af weggaan nie. Met ander woorde, bly hier. Maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat aan die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons lees dan net tot sover ons kerngedeelte. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag. En dan weet ons, soos ons ook met mekaar gedeel het, vers 8, in die 83 vertaling staan, en julle sal my getuies wees, 2020 vertaling vers 8 staan, julle moet my getuies wees. So hier kom die Here, en hy gee vir sy disippels 'n bevel. En toe wonder ek, het hierdie bevel dalk verander, is daar ander woorde? Toe kyk ek in die 2020 vertaling, die boodskap, en in die 83 vertaling. En die bevel wat die Here aan sy disippels gegee het, was in al 3 vertalings presies dieselfde. Dit sê vir my, daar's 'n stuk waarheid, daar's 'n stuk egtheid, dat hierdie bevel wat Jesus dan aan sy disippels gegee het, net so oorgedra is. En dit is nodig dat ons dan weet, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag. Vorige hoofstukke en die vorige byeenkomste, soos ek gesê, het ons dan Psalm 130 gedeel, die omstandighede van die wag wat op die muur staan, dat wag vir die son om op te kom. Ons het oor Josef gepraat, Genesis 39 en 40, ons het oor Anna gepraat gisteraand. En nou kom ons by hierdie wonderlike gedeelte van die wagperiode van die disippels. En die Bybel sê nie vir ons wat hulle gedoen het in hierdie wagperiode nie. Ons hoor net die bevel wat Jesus gegee het, moenie van Jerusalem af weggaan nie, bly hier. En dan in hierdie omstandighede het die Here dan vir hulle gesê, die bevel wat ek vir jou gee, jy moet wag. En die Here het nie vir hulle gesê enige plek nie. In sy bevel, wat altyd goed is, in 'n opdrag, moet 'n mens duidelik kommunikeer. En Jesus sê dan, moenie van Jerusalem af weggaan nie, bly hier.
En ons het ook met mekaar gedeel dat dit 'n Sabbatsreis ver was. Sabbatsreis is mos 880 meter ver, het Jesus dan vir hulle gesê, julle bly hier. Gaan terug na Jerusalem toe. Spesifieke bevel, hulle moet nie weggaan nie. En dit het my nou laat dink, omdat ek nie inligting kon kry waarmee hulle self besig gehou het nie. Die Heilige Gees my glo ek gelei op hierdie Jerusalem pad. En ons kyk in watter omstandighede moes die disippels die opdrag wat Jesus aan hulle gee, moenie van Jerusalem af weggaan nie, bly hier. Onder watter omstandighede moes hulle daardie opdrag uitvoer? Jerusalem was op daardie tyd, die Handelinge is omtrent so 30 na Christus geskryf. Jerusalem was 'n kookpot van spanning geweest. Die hoofleiers wat die Christene vervolg, dit was hulle hoofkwartier geweest. Daar's 'n groot gaping tussen die rykes en die armes geweest. Die Romeine het nog steeds heerskappy gevier en die Jode onderdruk. So dit was hierdie spanning geweest en nou kom die disippels en hulle weet ook nie wat met hulle gaan gebeur nie, want Jesus is nie daar nie. En dit is ook hoekom hulle ons later lees dat hulle in vrees die deure en die venster toegemaak het. Want buitekant was dit woes geweest, buitekant was dit gevaarlik, buitekant het die godsdienstige leiers nog die mense gesoek en was daar spanning geweest. En die vraag wat ek myself afvra en ook vir ons vanaand, is ek bereid om te wag in spanning? Wat doen ek as ek ongemak en spanning ervaar? Ek hardloop. Ek soek groener weivelde. Here, moet ek in Jerusalem bly? Is daar nie dalk 'n dorpie naby Jerusalem? Of Here, ek kom van Galilea af, dalk iets so baie by Galilea op die strand gepreek en op die skytjies oorgevaar na die ander kant toe. Here, kan ons nie maar daar gaan wag nie? Want ek wil in, soos die Engelsman sê, in my comfort zone wees, in my gemaklike omstandighede wil ek wees. Maar die Here sê vir die disippels, moenie van Jerusalem af weggaan nie, bly daar. Die laaste plek waar die disippels wil wees is in Jerusalem. En die Here sê vir hulle, gaan wag daar. Daar waar jy dalk nie wil wees nie. Jesus stuur hulle nie na Galilea toe of om daar te gaan sit nie. Jesus sê vir hulle, bly hier. En met die bly hier het ek gewonder, moet ons nie in Botasrus bly nie. Sê die Here vir ons nie, moenie van Botasrus af weggaan nie. Wag hier in die gemeente, in jou huis, in jou omstandighede, in jou koue harde klip. Moet jy miskien hier wag vir die Here, waar hy dan homself nie aan jou gaan openbaar, waar hy sy wil aan jou gaan openbaar, waar jy hom vir die soveelste keer gaan ontmoet. Is die Here se opdrag nie aan ons elkeen vanaand? Moenie van Botasrus af weggaan nie. Jy het werk hier. Jy moet wag. Hoor my stem, luister na my. En ons bring dit nou weer rond, want die goed maak my so opgewonde. As ons kyk na vers 8, ek wil eintlik op die hoogtepunt afsluit, maar daar's logika in Jesus se metodiek in sy opdrag en sy bevel wat hy gee. Hy sê, moenie van Jerusalem af weggaan nie. Wag. So hy gee ons 'n opdrag om te wag. As ons dan wag, dan kry ons krag wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Wanneer ons krag kry, dan gaan getuig ons. Julle sien, gaan wag daarso. Dan gaan die Heilige Gees oor jou uitgestort word, dan gaan jy krag kry en dan gaan jy getuig. Wat wil ons baie keer doen? Ons wil sommer uitgaan en getuig en ons wil die wêreld aan die brand preek en ons wil dinge doen, maar het ons gewag, het ons die Heilige Gees, doen ons dit in gehoorsaamheid? En dit is vir my die mooi en die opgewondenheid wat Jesus dan met ons kom deel. Want as ons kyk na die opskrif van hoofstuk 1, staan daar vir ons geskrywe die belofte van die Heilige Gees. Hoofstuk 2 se opskrif is wat? Die uitstorting van die Heilige Gees. Ons gedeelte vanaand is hoofstuk 1, moenie van Jerusalem af weggaan nie. Bly daar, bly wag. Daar sal nie hoofstuk 2 gewees het as daar nie hoofstuk 1 was nie.
As die disippels nie gehoorsaam was, het hulle olouder gesketter het en die Heilige Gees het neergekom in ander respek en hulle was nie daar nie, hulle was nie gehoorsaam nie, dan was daar nie uitstorting van die Heilige Gees binne bovertrek nie. Want hulle was nie gehoorsaam gewees nie. Dan het hulle die hele uitstorting gemis om dit nou so uit te druk. En ons tema is gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, wag in gehoorsaamheid. Met ander woorde, ons wag in hoofstuk 1 vir die uitstorting van die Heilige Gees in hoofstuk 2, sodat ons dan kan getuig en kan gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Eers die bevel om te bly, is gehoorsaam wees. Dan om te wag in jou klippie, in jou Jerusalem, soos wat jou huis lyk, soos wat jou gemoedstoestand is, daar moet jy wag. Vir die belofte van die Vader, die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het gesê 'n paar dae, dit was op die einde van die dag 10 dae gewees. Hoeveel ons daar in ons eie Jerusalem moet wag, dit weet ek nie. Ons het vir mekaar gesê, Josef het 22 jaar gewag, Hanna 3 maande gewag. Maar wag moet ons wag. En dan kom die mens in vers 6 en hy sê, hierdie gedeelte vir ons, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Mens soek oprigting, mens wil weet, is dit nou die tyd? Nee, dis nie die tyd nie, dis tyd om te wag, ja. Maar dis nie nou tyd om God se werke uit sy hande uit te neem nie. Dis nie ons funksie om God se tydlyn en kalenders vir hom te bepaal nie. Ons werk en ons opdrag is om die bevel van Jesus Christus te gaan gehoorsaam. Die bevel van Jesus Christus te gehoorsaam deur moenie van Jerusalem af weggaan nie. Bly wag. En dan sal die ander dinge vir ons deurkom. Wag in gehoorsaamheid is dan nie die verloste tyd nie, want wag in gehoorsaamheid vir die disippels het uitgewerk op die uitstorting van die Heilige Gees. Dit het hulle bemagtig om in die tale te praat en dan die sendingwerk te gaan doen. Ek wil afsluit met vers 8, waar Jesus dan sê, julle gaan krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle moet my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Hoekom Jerusalem? En die klippie waarin hulle gebly het, was 'n moeilike klippie gewees. So jy wag, jy gaan my getuie wees in moeilike omstandighede. Daar waar die politieke en die godsdienstige omstandighede en die sosio-ekonomiese omstandighede en die finansiële omstandighede moeilik is, daar sê die Here vir die disippels, daar gaan wag jy. Dan gaan sê vir ons Judea, mense van dieselfde kultuur, mense wat dieselfde praat, ander joetjies net so bietjie buitekant Jerusalem in daardie provinsie, jy kan na hulle toe gaan. In jou eie taal, jou eie mense gaan praat met hulle, gaan getuig teenoor hulle, gaan sê vir hulle wat gebeur het. Samaria, die Samaritane, die basternasie, die Samaritane wat na die Jode toe gekom het, sê ons wil julle help om julle tempel te bou. Sê nee, julle is besoedel, julle is baster, julle kan ons nie help nie. Die Samaritane wat Jesus by die dorpie weggewys het, nee Here, en die disippels kan nie hier oornag nie. Dan sê Jesus vir ons, as hy vir ons sê, gaan na die Samaria toe, gaan na jou vyand toe, gaan nie een wat jy nie van hou nie, of wat nie van jou hou nie, maak nie saak watter kant toe nie, gaan na die Samaritane toe, want die Jode en die Samaritane weet ons, het nie uit gesien nie. En dan, tot aan die uithoeke van die wêreld, die hele Romeinse ryk. In daai tyd het die Romeine mos 'n groot gedeelte van die wêreld beheer en was in beheer. So die Here sê vir ons, gaan wag in jou klippie met jou omstandighede. En as jy wag en gehoorsaam is, dan gaan jy my getuie wees. In moeilike omstandighede, tussen jou volksgenote, tussen jou vyande en in die hele wêreld. En dan die uitdaging van Handelinge 1 vers 4 tot 8 is in Junie sluitlik 8. Moenie vooruitloop nie. Wag vir die Heilige Gees, moenie vooruitloop nie. Moenie weghardloop uit jou Jerusalem as die Here jou gevra het om daar te bly nie.
As die Here vir jou gesê het, hierdie is jou wagkamer, dan bly ek en jy in die wagkamer, tot wanneer toe? Tot wanneer hy die deur oopmaak. Ons bly in ons wagkamer van wag, sodat Jesus vir ons die deur oopmaak, om te gaan na Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Moenie jou besig hou met die dinge wat net die Vader toe kom nie. Moenie vir die Here vra, wanneer is dit nou tyd vir dit en wanneer is dit nou tyd vir dat, en is dit nou tyd dat jy die Jerusalem en die koninkryk gaan herstel nie? Nie ons plek om vir die Here te vra wat sy tyd is nie. Ons plek is om te fokus op gehoorsaamheid. En mag ons dan in gehoorsaamheid wag op die Here. Hemelse Vader, ons elkeen se Jerusalem lyk so 'n bietjie anders vanaand. Here, ons fokus nie op die disippels nie. Ons fokus op die omstandighede waarin hulle gehoorsaam moes wag. Ek vra dat U daardie beeld aan ons sal openbaar, hoe ons elkeen se Jerusalem lyk. Here, toe die klippies so op die tafel gelê het, en ons aan dit vat, was dit koud en hard. En baie keer is die lewe koud en hard en ongenaakbaar. En dit vat ons terug na Psalm 130, waar hierdie wag op die muur staan en wag vir die son om op te kom. Ja, Here, met ons hele wese word ons vanaand herinner om in moeilike omstandighede, soos in Jerusalem, te wag. Om onder moeilike omstandighede, wanneer ons onregverdig behandel word, soos in Josef, te wag. Wanneer ons verneder word, bespot word, Here, dan wag ons getrou op U in gebed. Help ons om in gehoorsaamheid te wag.